Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 4de Junie 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: bejaarde boer van Brits sterf in 'n aanval op sy plaas. Nuushooftrekke vir vandag sien so daarna uit. Man van Bishu kry 18 jaar tronkstraf nadat sy vrou sterf van 14 messteke. Boer van Brits sterf na aanval op sy plaas wat verlede week plaasgevind het. Jong oud-speler sterf op 23 jaar oud. Geskorste polisielede kos die staat miljoene rande. Meer as 22.000 drawers gaan die Comrades aandurf. Iga Swiatek deur na halfeind in tennistoernooi. 'n Bejaarde boer wat in die 70's is, wat verlede week op sy plaas in die Britse omgewing aangeval is, saam met sy vrou, is oorlede as gevolg van die beserings wat hy tydens die aanval opgedoen het. Nadat die aanval gebeur het die plaaslike buurtwag die man na die hospitaal geneem vir mediese behandeling. Die aanval het op 28 Mei plaasgevind in hierdie oggendure. Die boer wat aan die herstel van die heupvervangingsoperasie was in sy rolstoel gekluister. Die rowers het die vensters gebreek om toegang tot hierdie woning te verkry. Die aanvallers het sy pistool gebruik om hom herhaaldelike kere op sy hande en oor die kop te slaan. Hy het erge letsels hierna opgedoen. Die vrou is volgens die inligting wat verkry is nie enige leed aangedoen nie. Tydens die aanval is sy egpaar se hande met kabelbinders vasgemaak. Die rowers het toe die huis ingevaar en verskeie items sonder die nodige toestemming geneem en was op soek na geld en vuurwapens. Die 5 mans het na die aanval toe op die vlug geslaan en die egpaar is net so agtergelos. 'n hekmotor, 'n TV en selfone is deur die rowers gebyt. Ook word verneem die paartjie se voertuig het 'n week van tevore ook deurgeloop toe hulle motor se wiele gesteel is. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. 'n Aanvanklike klag van gewapende roof was ondersoek, maar omdat die man nou oorlede is, sal 'n klagte van moord by die ondersoek gevoeg word. Die Brits gemeenskap is steeds erg geskok na die plaasaanval wat tot die dood van die boer gelei het. Begrafnisreëlings is nog nie gefinaliseer nie. Baie sterkte vir hierdie familielede. Die gemeenskap voel dat die gereg wel geseëvier het toe die Hooggeregshof van Bishu vir Zondwa Zengwa, wat 32 jaar oud is, 'n vonnis van 18 jaar opgelê het nadat hy sy vrou 14 keer agter mekaar met 'n mes gesteek het wat tot haar dood gelei het. Egpaar was blykbaar in 'n stryry gewikkeld. Hulle het in 'n woonstel gewoon. Ook was Zondwa onder die invloed van drank tydens hierdie onderonsie. Volgens die beskuldigde se getuienis is sy woede aangewakker nadat sy vrou 'n mes gekry het en hom daarmee gesteek het. Dit was toe dat hy die betrokke mes van sy vrou afgeneem het en die dood van sy vrou veroorsaak het met dieselfde mes. Die bure het van die lawaai te hore gekom en die deur oopgeforseer en toe Zondwa se vrou in 'n plas bloed gekry. Die aanval op sy vrou het op 17 Desember 2023 gebeur. Die beskuldigde het nie enige vorige veroordelings op sy rekord nie. Die direkteur van openbare vervolging het die vonnis verwelkom en genoem dat die seun nou sonder 'n ma sal moet groot word. Bram Reineke, 'n 23-jarige voormalige haaiestit en beroepsjagter van die Vryburg omgewing in Noordwes, is skielik oorlede. Reineke en sy vrou Anke is in Desember 2024 getroud en het op hulle familieplaas naby Tosca gewoon. Reineke het in 2022 sy debuut vir die haie gemaak en was bekend vir sy vasberadenheid, baie werk en nederigheid. Hy was 'n oud leerling aan die Hoër Jongensskool Parel. Die skool het 'n huldeblyk op sosiale media geplaas. Ons harte gaan in liefde uit na sy ma en vrou en familievriende. In hierdie hartseer tyd het hulle bekend gemaak. Benewens rugby het Reineke 'n loopbaan as beroepsjagter gevolg en hy was betrokke by die bestuur van die familie se wildsplaas Serapa Safaris in Noordwes. Reineke het nog tot onlangs oorseese jagters op safaris geneem om trofees te jag. Reineke se lewe is vroeër al deur tragedie getref. Sy pa Apie is in 2015 in 'n helikopterongeluk oorlede toe Bram net 13 jaar oud was. Hy en sy ma Jolandi het die ongeluk oorleef. Die jongste laat nie net 'n leemte nie in sportkringe nie, maar ook onder familie, vriende en kollegas in die jagbedryf. Geskorste polisiebeamptes het die belastingbetalers meer as 8 miljoen rand in die 2024 boekjaar gekos. Senzo Mchunu, minister van polisie, het die inligting verskaf in 'n parlementêre vraag van Rais Mzansi se LP. Die meeste skorsings het onder sersante wat 71, konstabels 51, adjutant-offisiere 18 voorgekom het. Die res is administratiewe klerke wat 8 behels, luitenant-kolonels is 15 wat geskort is, kapteins 4, kolonels 2,
brigadiers 2 en 'n luitenant-generaal is 1 en veiligheidspersoneel is 1 wat geskort is. Lydens Mchunu se antwoord is 16 lede steeds geskort met sommige skorsings wat meer as 2 jaar duur. Die vake van Gauteng het nog op 4 verdagtes in verband met aanhitsing tot geweld gedurende die 2021 onluste in hegtenis geneem. Hulle is elke borgtog van R1.500 vrygelaat. Volgens die polisie word die verdagtes as aanhitsers beskou. Hulle was deel van 'n WhatsApp groep met die naam Zuma Real Activists 100%. Hulle het glo boodskappe op groepe gedeel wat tot die plundering en die geweld in Gauteng en KwaZulu-Natal gelei het. Minstens 350 mense is oorlede en sakeondernemings het miljarde rande se skade gelei. Die nasionale vervolgingsgesag het standpunt ingeneem om mense te vervolg wat geweld gedurende die onluste in 2021 aangeblaas het. Die provinsiale hoof van die valke in Gauteng het die inhegtenisnemings verwelkom. Die saak teen die 4 is tot 3 Julie uitgestel vir verdere ondersoeke. 'n Polisiebeampte van Durban word hier tugstappe in die gesig gestaar nadat hy na bewering 'n onpadwaardige polisievoertuig bestuur het. Hy het die voertuig bestuur sonder 'n deur van die regterkant. Die betrokke polisiebeampte se bevelvoerder of enige ander polisiebeampte wat betrokke was by die besluit dat die voertuig in so 'n toestand bestuur word, sal aan tugstappe onderwerp word. Die bestuur van die polisie in KwaZulu-Natal sal niemand toelaat om die beeld van die polisie in oneer te bring deur regulasies en prosedures te verontagsaam nie. Die polisievoertuig was in ongeluk met 'n minibus taxi in die noorde van Durban betrokke. Die bestuurder ten tye van die ongeluk was 'n vroue polisiebeampte wat in die voertuig vasgekeer was. Die deur moes verwyder word om haar te bevry. Hierdeur het die polisiebeampte sy eie lewe in gevaar gestel, asook die naam en die beeld van die polisiediens oneer gebring, lei die verklaring van die polisie. Die 27-jarige man wat daarvan aangekla word dat hy president Cyril Ramaphosa en Gordon Neil Lewis, burgemeester van die Kaapstadse metro, met die dood gedreig het maandag weer in die Landdroshof in Kaapstad verskyn. Die koerant het voorheen berig. Masango is op 23 Mei in Germiston in die Oosrand in hegtenis geneem, na Kaapstad geneem vir sy verhoor. Hy het glo die stemboodskappe gestuur aan die klaar in hierdie saak. Hy het glo ook die klaar en haar familie gedreig. Die saak is tot 11 Junie uitgestel, sodat sy adres bevestig kan word vir 'n moontlike borgaansoek. Belastingindientyd begin op 7 Julie en duur tot 20 Oktober, het die Suid-Afrikaanse Inkomstediens aangekondig. Dit is mense wie se belastingaanslae eenvoudig is, deurdat hulle byvoorbeeld slegs salaristrekkers is met geen ander bykomende inkomste of ingewikkelde belastingsake nie. Auto-assessering is moontlik dankse inligting wat die SAID deesdae regstreeks van werknemers, banke, pensioenfonds administrateurs, mediese skemas en ander ontvang. Dit beteken die SAID vul jou belastingopgawe vir jou in en reik 'n outomatiese aanslag vir jou uit. Belastingbetalers aan wie 'n terugbetaling verskillig is, sal dit volgens die SAID binne 72 uur van die uitreiking van die auto-assessering ontvang. As iemand iets in die SAID skuld, moet hulle dit via e-filing, die SAID Mobi app of die SAID se bankrekening inbetaal word teen die datum wat daarop aangedui sal word. Meer as 22.000 hardlopers sal waarskynlik Sondagoggend in 2 groepe voor die stadsaal in Pietermaritzburg wegspring in die 98ste Comrades wedloop. Die omvangryke mediese plan is al sedert 1977 in plek by die Comrades. Die vroeë verwagting is dat dit 5 grade Celsius in Pietermaritzburg sal wees voordat die eerste groep atlete om 05:45 sal wegspring. Die tweede groep begin 'n kwartier later. Die maksimum temperatuur sal na verwagting 22 grade Celsius wees. Die atlete het 12 uur om die wedloop, die grootste en oudste ultrawedloop in die wêreld, te voltooi. Personeellede van Netcare Hospitaal oor KwaZulu-Natal heen sal by die Comrades gaan help. Jaar na jaar is daar ook dokters van oor die land wat hulle vrywillige dienste aangebied het. In die meeste gevalle is uitputting en ontwatering 'n uitdaging vir baie deelnemers. Dr. Jeremy Bulter, wat al 47 jaar lank die Comrades se wedloopdokter is, het 'n beroep op deelnemers gedoen om nie deel te neem as hulle enigstens siek voel nie. Roald van der Merwe is 'n skorsing van 3 wedstryde opgelê nadat in die eindstryd van die SA beker reeks met 'n rooi kaart van die veld afgestuur is. Die Pumas het die eindstryd met 39-14 gewen. 'n Moontlikheid bestaan dat dit beskikbaar kan wees vir die Laagvelders se eerste Currie-beker kragmeting op Vrydag 25 Julie met die Pau Blouers in Mbombela. Die Pumas kom op 21 Junie teen Namibië in Windhoek te staan, waarna hulle en Uganda op 27 Junie in Mbombela slag sal wees. Daarna volg wedstryde teen die klapspanne van Secunda en Northern Rhinos. Intussen is Sebot Lamini, vaskopstit van die Griekwas, ook vir 3 wedstryde geskort nadat hy vroeg in die eindstryd
van die SA beker met 'n rooi kaart afgestuur is weens 'n ontoelaatbare duikslag. Die Noord-Kaapenaars het tot dusver opwarmingwedstryde teen die Cheetahs en die WP vasgemaak. Die Noord-Kaapenaars het onder andere die dienste van Karel van der Merwe, die Stit IG Prinsloo, die Slot Malembe Mpofu en die Tikstid Johan Blou bekom. Iga Swiatek, driemalige verdedigende kampioen, is deur na die half-eindronde vir die vroue in die Franse Ope. Swiatek, wat 50 keer is, het die 13e kere Oekraïner Elina Svitolina in skoonstelle geklop met 6-1 en 7-5. Sabalenka het in haar kwart-eindronde met die Chinese Olimpiese kampioen Qinwen Zheng afgereken. Die telling was 7-6, 6-3. In die eerste kwart-eindstryd vir mans, gister het die Italianer Lorenzo Musetti die 8ste gekeerde 4 stelle nodig gehad om die Amerikaner Francis Tiafoe die 15e kere tot oorgawe te dwing. Die wentelling was 6-2, 4-6, 7-5 en 6-2. Maandag aand het die Italianer Yannick Sinner die topgekeerde Rus Andrei Rublev oortuigend gewen om die kwart-eindronde te haal. Hy het met 6-1, 6-3 en 6-4 gewen. Sinner kom vandag in die kwart-eindronde teen die Kazakhstanse Alexander Bublik te staan, wat die 50 gekeerde Brit Jack Draper in 4 stelle met 5-7, 6-3, 6-2 en 6-4 in die 4de ronde uitgeskakel het. Die Wêreldbeker vir vroue sal op die 30ste September begin. Die eerste half-eindstryd sal op 29 Oktober in Guwahati of in Colombo beslis word. 8 spanne sal sake van jaar se Wêreldbeker toernooi deelneem, met die boonste 4 spanne na die afloop van die liga-fase deurdring tot die half-eindrondes. Benewens Indië en Pakistan sal Suid-Afrika onder die kapteinskap van Laura Wolvaardt, Australië, Engeland, Nieu-Seeland, Sri Lanka en Bangladesh ook kan vanjaar se toernooi in aksie wees. Die Aussies se verdedigende kampioene. Die Protea vroue is 5de op die IKR se ranglys vir eendagspanne. Australië is in die eerste plek, gevolg deur Engeland, Indië en dan Nieu-Seeland. Suid-Afrika en die Wes-Indiese eilande gaan aan 3 eendag 3 T20 wedstryde in Barbados slags wees. Die eerste kragmeting, 'n eendagwedstryd, is op 11 Junie. Erik van Rooyen van Suid-Afrika en die Australiër Mark Leishman tel onder diegene wat volgende week in Pennsylvania in die Amerikaanse Ope sal afslaan. Van Rooyen sluit hom aan by sy landgenote Christian Bezuidenhout en Tristan Lawrence as die 3 Suid-Afrikaners wat om die Amerikaanse Ope titel sal meeding. Hy het rondes van 64, 67, 131 houe voltooi en eerste op die Kinshaw golfbaan in Columbus, Ohio geëindig, met die Amerikaners Bud Colley, Justin Lower en Lanto Griffin op 137, wat gesamentlik tweede was. Die 35-jarige van Rooyen het die afgelope 4 jaar in sy laaste 3 wedstryde in die Amerikaanse Ope onder die valbuil beland. Sy beste vertoning was in 2020, toe hy gesamentlik 23ste geëindig het. Hy is 'n tweemalige wenner in die PGA-reeks en die mees onlangs in Cabo San Lucas in Mexico in 2023 en was in verlede maand se Barrow Nelson toernooi die naaswenner gewees. Die manshokkie se Nasiebeker toernooi vind in Maleisië plaas. Die toernooi word van 15 tot 21 Junie in Kuala Lumpur gehou. Die ander nuwelinge is Calor Mentor, Jay Mitchell, Ruben Zendoel, Marvin Simons en Angelo Wallstroom. 'n Paar van die gereelde spelers kan weens klapverpligtinge nie saam met die toer wees nie. Suid-Afrika saam met Frankryk en Korea en Wallis in 'n groep geloot. Die Franse sal wraak wil neem nadat Suid-Afrika hulle verlede jaar op die Olimpiese Spele in Parys met 5-2 gewen het. Dan Bell het 111 wedstryde en die doelwagter Gowan Jones het 95 wedstryde, is die mees ervare spelers in hierdie span. Die Springbok André Pollard se terugkeer bille toe sal Keegan Johannes nie keer om sy verseer heeltyds op die loskakelposisie in te stel nie. Tans voel ek dat ek baie in die nommer 10 try kan bied vir die span. Ek kan nog verbeter na die posisie en ek wil graag 'n rukkie daaraan bly, het hy gesê. Jake White, afrigter van die Bulle, het vroeër in die seisoen ook vir Boeta Chamberlain en Jaco van der Walt op loskakel ingespan. Op skramskakel gaan die mededinging vorentoe ook veller wees omdat Paul de Wet van die Stormers af by die Bulle gaan aansluit. Johannes het in die oorwinning oor Edinburgh gewys dat hy vir die Haie groot bedreiging met hierdie bal in die hand sal kan inhou. Johannes wil hê dat die Bulle vir die volle 80 minute goed moet speel. Teen Edinburgh het hulle 2 vroeë 3 afgestaan en hulle was met rustyd met 18 teenoor 21 punte agter. Jy beraam jou planne na gelang van jou teenstander se sterk en swak punte, het hy aan die media bekend gemaak. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou, jy kan vir Diana of Susan by 082
390 339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1328, Polokwane 923, Lephalale 1128, Mbombela 925, Mahikeng 823, Pretoria 1023, Johannesburg 1119, Ermelo 25, Richards Bay 1620, Pietermaritzburg 1114, Durban 1618, Port St Johns 1119, Bethlehem 418, Bloemfontein 619, Allewalnoord 417, Welkom 28, Vryburg 824, Kimberley 921, Appington 823, Prieska 621, Springbok 27, Karasburg 822, Keetmanshoop 1125, Mariental 1126, Alexanderbaai 1217, Brandvlei 719, Loedertsbaai 1223, Vredendal 1021, Kaapstad 1218, Sutherland 212, George 1814, Jeffreys Bay 1017, Tabarra 1018, Graafrenet 412, Oos-London 1817, De Aar 517, Multino 011, Beaufort Wes 7 grade Celsius in die oggend, 14 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.87 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.56, die euro kos R20.32, die pond verhandel teen R24.16, die yen kos 12 sent, die prys van silwer is $34.56 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $3.354 per fyn ons, die prys van Brent olie is $64.63 Amerikaanse sent per vat. Gedagte vir die dag: waardeer wat jy het, al is dit min. Moenie alles as vanselfsprekend aanvaar. Tel jou seëninge, aangename dag vir jou. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. Aangename dag word vir julle almal toegewens.